Dawie Rood en Efficient Private Clients maak die volgende onderhoud moontlik. Nou, Efficient Private Clients spesialiseer daarin om innoverende beleggingsmoontlikhede te identifiseer en private beleggingsportefeuilles vir kliënte plaaslik en internasionaal te ontwerp. Kontak gerus vir Dawie by die e-posadres wat op die skerm vertoon sal word tydens hierdie onderhoud. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiemôre, baie welkom by Nuuspot en ek het twee bekende manne vanmôre by my hier in die ateljee. Die een is Dani van Wyk van die DAK netwerk. Môre Dani. Goeiemôre Isak. En dan die ander man is 'n ewe bekende man en dit is Quentin Adams, bekend as the Shack Builder daar in die Weskaap. Môre Quentin. Môre Isak en môre Dani van Wyk. En die rede waarom julle hier by my sit is om so 'n bietjie te praat oor 'n ding wat besig is om vaardig te raak in Suid-Afrika, en dis hierdie hele selfdoen projekte. Ons sien dat iemand soos Barend Legrandsie sy eie projekte het waar hy probeer om dorpe mooier te maak. Hy het so 'n bietjie van 'n meer inklusiewe benadering, maar dan sien ons ook dat Solidariteit en AfriForum redelike groot sukses behaal met dit wat hulle doen. Hulle het nou selfs al 'n tegniese college wat daar staan in Pretoria, en hulle is besig om grond uit te meet vir die universiteit wat alreeds besig is om mense op te lei. En al hierdie goed gebeur te midde van 'n staat wat elke dag al hoe meer en meer sy pligte versaak en nie meer kan lewer dit wat ons van hulle verwag uit ons belastinggeld uit nie. Dit noodsaak gemeenskappe om op hulle eie te begin werk. Maar nou sit 'n mens in Suid-Afrika met daardie verdelende werklikheid waarvan ons nie kan ontkom nie. Dis die een ding is geld en selfs ras. As 'n mens dan nou eerlik wil wees, wat nog steeds duidelik is in die plekke waar ons woon en in die voordele wat aan ons beskikbaar is, as 'n mens eerlik hieroor dink. So ek wil vanoggend met die twee here gesels omdat hulle op hulle eie onderskeie maniere betrokke is in hulle gemeenskappe met projekte wat as dit ware maar kan deurgaan as selfhelpprojekte. Dit het net nie altyd al die glans van ander organisasies nie. So ons wil 'n bietjie praat oor 'n burgerlike samelewing, en dan wil ons gaan kyk, maar waar kan ons hierdie burgerlike samelewing vind? En ek wil by jou begin, Quentin. Jy's nou al baie lank betrokke by spesifiek die breingemeenskap, maar meer as dit ook daar is ook swart mense in die Weskaap wat behuising nodig het, en jy help mense om so 'n bietjie van 'n waardiger huis te kry. Kom ons gesels 'n bietjie oor die hulpmiddele, die hulpbronne wat tot jou beskikking is, wat of dan nou eerder nie tot jou beskikking is as wat dit in ander groepe se hande sou wees wat in jou deel van die wêreld dinge moeilik maak. Ja, baie dankie en baie dankie vir die gesprek Isak. Ek dink vir hierdie gesprek dink ek is dit belangrik om my posisionering baie duidelik te want dit sal al die ander aspekte kan belig vir die gesprek. Ek is oortuig daarvan dat daar 3 sektore in die samelewing is. Jy kry die regering, jy kry besigheid en jy kry die burgerlike samelewing. Ons sien die uitdagings wat plaasvind op die regeringsvlak op hierdie stadium. Ons sien probleme met korrupsie, ons sien probleme met dienslewering, ons sien probleme met die kapasiteit. En die regering het self ook besef dat daar is probleme in terme van die kapasiteit en die uitvoering van die mandaat wat hulle het en die problematiek rondom daar. Dan het jy besigheid aan die ander kant wat groot kapitaal het. Hulle fokus is baie meer op profit. Wins is hulle teiken. En dan het jy die burgerlike samelewing en ek vorm deel van die burgerlike samelewing.
Nou onze organisasie kan nie die regering wees nie. Ons is nie 'n besigheid nie. Maar ons werk binne in die fokus waar ons praat van informele behuisingssektor. Dit beteken die mense wat nie huise het nie. En die mense wat nie huise het nie is gewoonlik 3 groepe. Dis die mense wat op die strate bly, die mense wat in die plakkers kampe bly en dan die mense wat in die agterplase bly. Nou omdat ons deel is van burgerlike samelewing, het ons nie die toegang van R1 biljoen of R3 biljoen wat gewoonlik die allocasie is vir die Weskaap nie. Het ons besef dat ons moet baie duideliker wees oor ons rol. Dit beteken ons speel 'n baie groot pleitbesorgingsrol. Dit is die direkte Afrikaanse vertaling van advocacy. Dat wat gebeur is, ons kan nie die dienste lewer wat die regering moet lewer vir behuising nie, maar ons het 'n pertinente rol en die pertinente rol is ons verteenwoordig die mense op die grond, hierdie massa burgers wat nie 'n stem het nie. Hulle het 'n stem, maar hulle het nie die kanale om hulle stem te laat geld nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons kan nie die werk van die regering doen nie, maar ons speel 'n kritiese stem in terme van om 'n pleitbesorgingsrol te kan uitlewer. Ons het nie toegang tot die kapitaal nie, ons het ook nie die infrastruktuur nie. As ons tekort in die Weskaap is meer as 600,000, dan beteken dit ons het omtrent seker so R200 biljoen nodig om daai probleem te kan oplos. So wat gebeur is die Weskaapse regering kry 3 biljoen vir die jaar en as 200 biljoen wat nodig is, maar wat ons doen is ons speel hierdie kritiese rol van pleitbesorgers. Ons is advocates, ons praat daaroor, ons wys vir mense dat dit kan gebeur. Ons kan die omstandighede kan ons verander. En die interessante gedeelte wat ons het natuurlik is dat ons het omtrent seker nou al 70 informele behuisingsstrukture gebou wat redelik min is, maar omdat ons 'n pleitbesorgingsorganisasie is, ons is 'n advocacy organisasie, staan ons op die hoogste berg aan ons skree en ons beklei en ons in die media ons praat en ons maak hierdie situasie bekend en ons plaas 'n lig daarop. Die Engelse woord is we accentuate die probleem. Ons plaas 'n groter lig daarop. Nou wat interessant is dat ons as 'n organisasie, ons kan 'n huis bou, ons kan 'n tweede huis bou, ons kan 'n derde huis bou, ons kan selfs die pad regmaak. Maar dit gaan oor skaal, dit gaan oor die grootheid van die goed wat ons kan doen. As gevolg van ons kapasiteit en die tekort aan fondse wat ons het, en ook met COVID is daar nog groter druk op befondsing vir die NGO sektor, is dit baie moeilik om groter te kan gaan. En dit is die wesenlike probleem wat ons op hierdie stadium het. En ons weet dat organisasies wat wel daai kapitale potensiaal het, hulle kan groter gaan, maar die vrou wat die shop kom bys het, wat net toegang het tot daai bietjie groente, sy kan net 1 pot maak. En die een wat meer kapitaal het, kan 2 potte hê. En die een wat groter kapitaal het, kan die vervoer het, kan die shop kom bys het. En die interessante gedeelte waar ek dink ons grootste uitdagings is as burgerlike samelewing, is ons toegang tot bronne. En as die burgerlike samelewingsorganisasies meer gekapasiteer kan word op 3 vlakke, op kapitaal, infrastruktuur en opleiding. Want baie keer wil ons 'n probleem oplos, maar ons het nie 'n diepte insig van wat is die oorsaak van die probleem nie. En dis hoekom ons kry dat ons hierdie strategieë het wat baie keer nie effektief is nie. Ek vat byvoorbeeld soos gender-based violence, geslagsgebaseerde geweld. Ek kan vir jou eerlikwaar sê, as ek kyk na al hierdie programme van geslagsgebaseerde geweld, dan kan ek vir jou sê dat ek is baie duidelik daar is nie regtig kundigheid om hierdie
geslagsgebaseerde geweld nie. Vat byvoorbeeld bende geweld. Verstaan die burgerlike samelewing. Ek praat nie van die regering nie, want die regering is veronderstel om daai kundigheid te hê. Alhoewel ek weet dat hulle het groot gebreke in terme van die verstaan van die probleem. En daarom is dit belangrik dat ons as burgerlike samelewing moet op daai 4 moet ons regtig aandag skenk, en dit is om bronne te kan mobiliseer, om 'n infrastruktuur te kan verstaan, om kundigheid te hê, en dan natuurlik om probleemanalise te kan maak. Want as jy kyk na geslagsgebaseerde geweld, daar word net nie wesenlike veranderinge plaasgevind nie. Dit eskaleer, die verkrachting eskaleer. As ons kyk na die behuisingssituasie, is dat die probleemanalise, en dit is vir goed wat die burgerlike samelewing meer aandag moet inskenk. Ek wil nou met jou verder daaroor gesels. Ek wil vinnig daarna Dani toe spring, want ek het 'n interessante ding opgemerk, Dani, 'n hele daknetwerk wat nou spesifiek daarop gemik is om die breingemeenskap op sekere vlakke saam te vat, soos wat julle dit stel op julle webtuiste. En hier gaan julle doen 'n interessante ding, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom dit vir interessant is. Julle gaan en julle hou 'n optog vir Afrikaans in Stellenbosch. Dis nie iets wat 'n mens 5 of 10 jaar gelede sou bedink het nie. Want 5 of 10 jaar gelede was daar nog 'n baie groot gesprek, wat selfs nou nog aan die gang is, oor breinidentiteit en wie waar skaar en funksioneer. Maar hier kom julle met een optog, bring julle 'n klomp mense bymekaar. Amper vir my, as ek dit waarneem, 'n nuwe manier van doen vir burgerlike samelewing. Sommige so 'n paar opmerkings van jou kant af, vanuit my waarneming, sien ek reg, sien ek verkeerd, wat moet ek anders sien? Ja nee, dankie Isak. Nee, taal weet ons die aard van die saak is identiteit. Dit is jou identiteit, dit vorm deel van jou, soos jou DNA. Waarvan dak baie, of waaroor dak baie duidelik is daar sal nie meer oor ons gepraat word nie, daar sal nie meer namens ons gepraat word nie, ons sal namens onsself praat. Quentin, ek gaan so lank met jou aangaan tot ons Dani weer terugkry. Het nou vasgehaak daarso. Ons praat nou oor die verskillende hulpbronne wat beskikbaar is vir 'n organisasie soos julle, en ons sit met 'n werklikheid. Daar is 'n hemelsbreë verskil tussen dit wat beskikbaar is vir 'n AfriForum, vir 'n Solidariteit, vir 'n Sakeliga, en dit wat by jou beskikbaar is om eintlik maar dieselfde soort werk te doen. Hoe kom 'n mens om dit? Waarheen gaan jy om dit te kom? Maar begin deur vir my uit te spel hoe 'n groot verskil daar in die toeganklikheid tot hulpbronne is, net sodat luisteraars dit kan verstaan. As ek byvoorbeeld 'n voorbeeld kan maak, as ek kyk na ons media penetrasie wat ons het, ons is elke maand is ons op RSG, ons praat op Lenet, Franse se program, ons is Groeipyne, ons praat sommige kere op plaaslike radiostasies. Ons het 3 jaar gelede het ons die ENCA projek het ons gewen. Ons het verskeie toekennings het ons al gewen vir die werk wat ons doen. Maar die interessante gedeelte daarvan is dat as ons dit in terme van ons publieke verhoudinge en publieke beeld daar buitekant moet plaas in terme van kulmineer dit in mense wat bereid is om donasies te gee, dan vind ons daar's eintlik 'n beperking. Daar is nie daai verhouding tussen die media blootstelling wat ons het en die radio, en ons praat daar oor die probleme en die aantal donasies wat mense wel vir ons gee nie.
Ons het eendag 'n dokumentêr gedoen met Heidi Miller en dit was een van die uitstekende dokumentêre programme op radio wat sy gedoen het en ons het gehoop daar gaan goeie respons wees, daar gaan mense wees wat belangstel om geld te gee. En ek kan vir jou sê dat ons het nie eers 'n 5 sent gekry van mense en ons het gemeen dit was 'n baie roerende kwessie. Ons het natuurlik ons eie analises gemaak oor wat is die redes daarvoor. En ons werk met die armstes van die armstes en ons werk met die hoofsaaklik met bruin en swart arm mense of mense in arm omstandighede. Maar ons sien net dat die donasies en dit wat kom is nie volgens die publieke blootstelling wat ons het nie. As ons 'n analise maak, dan vind ons uit dat die donasiemodel is nie noodwendig die beste model van manier om inkomste te kan kry nie. Byvoorbeeld ons het begin om stories te vertel, ons skryf stories, ons vertel die storie van die projek, dis een vorm van inkomste. Maar ons het nou begin die afgelope 2 jaar begin dringend gesprekke het met onsself en begin kyk na alternatiewe maniere van inkomste van die donasiemodel wat moontlik vir 'n AfriForum werk en wat vir ander organisasies soos Sakeliga werk. Dit werk nie vir ons nie. Ons kry nie dieselfde inkomste nie. En ons is nie mismoedig daaroor nie. Alhoewel ons weet dit is 'n relevante situasie, dit is 'n realistiese situasie, dis 'n situasie waarmee ons gekonfronteer word. As ons kyk na die miljoene rande wat 'n ander organisasie kry, dan is ons opgewonde vir hulle omdat hulle die miljoene rande kry. Ons kry nie daai miljoene rande nie. Ons sukkel ons het 'n backyard varsity begin en ons het R95,000 nodig gehad en ek het gaan kunswerke verkoop om daai geld te gaan in en nou vind ons het maar ons sal na ander modelle moet kyk want ons blootstelling wat ons het in die media en ons bekendstelling en ons bemarking wat ons het en ons het verskillende bemarking daar word geskryf nasionaal oor die projek en so aan. Dit kulmineer net nie in donasies van mense nie. Dis maar 'n paar enkele mense en ons het baie in diepte studie nou gaan doen oor Mohammed Yunus se model van inkomste en hy praat van 'n sosiale besigheid en ons sal 'n sosiale besigheid moet begin om seker te maak dat ons kyk na die waardeketings en om seker te maak dat ons finansiëel volhoubaar moet wees. Die afgelope 20 jaar werk ek nou al in informele nedersettings en omdat ek 'n sosiale entrepreneur is, moet ek geld gaan maak om 'n diens te kan lewer, om impak te maak. En wat gebeur is jy wil nie verbitterd wees en sê maar hierdie organisasie het baie meer geld in miljoene rande nie en ons het min geld nie en hoekom gee ek wil nie in daai argument of daai narratief vasgeval wees nie. As jy organisasies het wat baie groot geld kry en hulle het die infrastruktuur en hulle het hulle metode en hulle wetenskap ontwikkel om daai geld te kan kry. Wat ons nou begin te doen en wat ons baie opgewonde maak, is dat ons beweeg nou na sosiale besigheid toe. Ons probeer nou om geld te maak binne 'n waardeketting en dan daai geld te kan gebruik. As jy kyk na 'n organisasie, 'n baie interessante organisasie, daar word baie min oor hulle geskryf, maar hulle doen enorme werk. Hulle is reg oor die land, is 'n organisasie met die naam van Afrika Tekoen. Afrika Tekoen is 'n verskriklike groot organisasie. Hulle doen uitstekende werk in opsigte van HIV-vigs, om seker te maak dat mense word getoets, HIV-vigs pasiënte en hulle het 'n baie interessante model. Dan is daar nog 'n ander organisasie wat hierdie Labdesk gehad. Labdesk het ook 'n sosiale besigheid begin en hulle het omtrent seker so 450 miljoen gemaak met die Labdesk. En dit was 'n innoverende sosiale entrepreneuriese model wat hulle daar gestel het om seker te maak dat hulle inkomste kry. So wat gebeur is die donasiemodel werk vir sekere organisasies
uitstekend binne in Suid-Afrika. En hy doen 'n nasiemodel, gaan nie vir ander organisasies werk nie. In die krisispunt waar ons sê, ons is passievol oor dit, ons kan veranderinge maak, ons sien die wesenlike impak wat hierdie projek maak, ons moet kreatief dink, ons moet innoverend wees, en ons moet by 'n model uitkom wat seker maak dat ons vir die volgende 50 jaar en 100 jaar volhoubaar gaan wees. En dit is die kritiese moment wat ons in is. Maar op hierdie stadium, die donasiemodel is 'n model wat nie vir ons werk nie. Dit bring nie die nodige resultate nie. En dit werk vir organisasies soos AfriForum en Solidariteit en al die ander burgerlike samelewings. Jy kry organisasies wat nog steeds aansoek doen vir buitelandse befondsing. Ek weet van organisasies wat uitstekende werk doen. Hulle is afhanklik van 'n 100.000 en 'n 300.000 rand aan buitelandse organisasie. Maar as jy sien die krisis wat ons het op hierdie stadium, dan vind jy uit dat jy moet jou finansiële kapasiteit moet jy verbeter en jy moet krities kyk. Jy kan nie net dienslewering doen nie, jy moet ook kyk na nuwe innoverende modelle. Quentin, ek sien Dani is daarom nou uiteindelik terug by ons. Dani, ek wil hê jy moet weer optel daar waar jy sê, waar ons gehoor het, dat ons gaan nou nie meer oor breinmense praat nie, maar dat julle op julle eie ook dinge gaan doen. Gaan bietjie vir ons aan daaroor, maar dan wil ek ook hê jy moet vir my verder kommentaar lewer op hierdie ding dat 'n mens sekere organisasies het wat dit reg kry om met miljoene te kan doen wat die staat veronderstel is om te doen, en dan sit jy nou met organisasies wat dit nie kan doen nie. Hoe gaan 'n mens dit daar in daai gemeenskappe wat veral dak mee betrokke is, kan regkry om te doen wat 'n mens moet doen? Ja, dankie Isak, jammer vir die uitskakeling met telefoonskakel maar uit, so ek hoop ons kan hierdie keer by mekaar bly. Nee, wat ek wou sê is, dit het aangesê vir hulle self moet praat en namens hulle self moet praat. En ek breinmense besef nie die potensiaal wat hulle het hier in die Wes-Kaap byvoorbeeld. Hulle is die meerderheid mense in die Wes-Kaap, die grootste bevolkingsgroep in die Wes-Kaap, maar hulle is nie beheer nie. Hulle is nie beheer van die Wes-Kaap nie. As ons glo in demokrasie, dan beteken dit die meerderheid is die mense wat in beheer is. Ongelukkig besef die mense, die breinmense nog nie hulle potensiaal hier plaaslik nie. En ek dink dit is besig om 'n bewuswording te skep. Ek wil juist daai bewuswording skep, dat ons vir onsself dinge kan doen, dat ons nie noodwendig altyd aangewese moet wees op ander nie. En daarom sal ons sekere projekte nou begin loods, wat daarop gemik is, om juist breinmense, en ek moet dit so noem, te bemagtig. Dis 'n bevolkingsgroep, wat op hierdie oomblik aan die agterste speen suig. En ons moet onsself bemagtig om iewers 'n plek in te neem en 'n standpunt in te neem. Vandaar hierdie opmars verlede week daar in Stellenbosch. Ek wil een ding voorbeeld noem. Ons is besig met 'n projek wat ons noem die Kom Vandaan stories. Ons wil juist dit doen. Ons gaan dit binne die volgende maand of 2 gaan dit gepubliseer word, waarin ons juist wil dit duidelik maak waar ons vandaan kom, wie ons is. Ons moet trots wees op wat ons is en wie ons is, en op grond daarvan vir ander wys dat ons is ook daar, en ons gaan nie meer agtertoe staan en terug staan en op ander wag om ons te help nie. Terug te kom na befondsingsmodelle. Ons is 'n organisasie wat nie lank aan die gang is nie. Ons is nou besig om 'n voetspoor nasionaal te plaas, sodat ons op ons mense kan staatmaak om ons te help finansiëel om hierdie projekte aan te pak wat ons wil aanpak. Een projek byvoorbeeld is 'n beursskema wat ons wil begin. Ons het iets in gedagte hoe ons dit gaan aanpak, want ons vind dat daar is baie min beurse beskikbaar vir breinleerders, en dit is nou maar nou net so, is 'n feit. En ons wil die projek begin om dit moontlik te maak vir bruin agtergestelde Afrikaanse studeerders om ook na die kampus toe te kom, soos Universiteit Stellenbosch byvoorbeeld. Maar die probleem is altyd finansies. En daarom het ons nou hierdie beurskema begin, en ons gaan 'n beroep doen op mense om vir ons te ondersteun, want jy weet, almal weet, dat bruin studente of bruin mense of die bruin bevolkingsgroep het die laagste persentasie van alle bevolkingsgroepe wat tersiêre onderrig ontvang.
Ek dink is iets so 3.6%. En ons wil daai persentasie wil ons verhoog en daarom van hierdie projekte wat ons aanpak. Dani, sou jy sê mens behoort dis en is dit uiteindelik die doelwit om 'n soort van brein burgerlike samelewingsbewussyn te kweek as deel van hierdie identiteitvorming waarvan ons nou al gepraat het, of identiteit? Ja, ek wil dit duidelik stel, ons is nie 'n brein nasionale beweging. Nee. Dit nie. Ons is 'n organisasie wat daarop ingefokus is om spesifiek te let om die kwessies wat breinmense raak aan te spreek en te probeer oplossing daarvoor vind. Dis waar die DAK-netwerk gaan. Ons is nie daar om te kyk na 'n spesifieke groepie wat nou daar in die hoekie moet gaan sit. Ons is deel van 'n groter Suid-Afrikaanse samelewing en dit sal ons nie ontken deur byvoorbeeld onsself te bemagtig. Ja, nee, wat ek met die vraag bedoel is as ons praat van 'n burgerlike samelewing, is daar soms die gevoel dat 'n mens ergens 'n tekort het aan 'n bewussyn van die impak van 'n burgerlike samelewing. Ons het nou daaroor gepraat, toe jy ook gesê het, miskien besef mense nie altyd die mag en die krag wat hulle het om dinge gedoen te kry nie. Ja, nee, ek is absoluut bewus daarvan dat ons moet 'n bewuswording ook skep dat ons deel is van 'n groter burgerlike samelewing. Hier in Kuilsrivier waar ek woon, merk ons deesdae dat mense baie daarop ingestel is om ons dorp te versier. Ons vorm deel van dit. Ons kan nie net aan een kant staan en sê nee, maar dit is iets wat deur ander mense gedoen moet word. Uiteindelik woon ons almal in hierdie dorp. Uiteindelik raak dit wat in die dorp gebeur ons almal. En daarom moet ons 'n betrokkenheid kry, nie net in Kuilsrivier maar in alle dorpe in die Weskaap waar ons gevestig is. Mense te sê, julle is deel van 'n groter burgerlike samelewing en jy moet jou deel bydra daar waar jy is. Jy hoef nie noodwendig Kaapstad toe te kom iets te kom doen. Jy kan iets in Oudtshoorn doen, jy kan iets in George doen, jy kan iets in Beaufort West doen, en waar ook al die geval ook mag wees. Maar daar is 'n groot bewuswording wat moet geskep word en ons is daarmee besig. Dat mense dan weet, ons is deel van hierdie omgewing, ons is deel van hierdie gemeenskap waarin ons woon en ons moet ons burgerlike plig nakom deur deel te neem aan dit of dat. Quentin, ek wil van hier af na jou toe kom met hierdie ding wat Dani nou gesê het oor dit is tog ons almal se plek, so ons moet almal saamwerk. So ek wil die vraag stel en miskien moet ek dit dalk net kwalifiseer dat mense ook nou sê mense wil niemand aanval of vingers wys nie, maar ek bedoel daar is mos nou werklikhede en deel van die werklikheid is AfriForum is solidariteit, is uit hoofde van dit waarmee hulle besig hou betrokke in spesifieke dele van die meer wit dele van 'n dorp of 'n gemeenskap. En dit neem nie altyd in ag dat daar ook 'n ander deel van die gemeenskap is waar die probleme wat die dorp tref nog groter is, en dan wonder ek altyd maar gaan dit nie vir ons baat om 'n groter bewussyn te kweek in 'n groter projek van stapel te stuur nie, want as jy hier die straat reg gemaak het, dan gaan daai rioolwater van bo af maar nog weer deur daai deel van die dorp loop, en so vee jy nou maar op jou eie voorstoep, maar rondom jou is alles besig om te verval. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek dink as ons regtig wil 'n impak maak, dan beteken dit ons kan nie net elkeen op ons eie eiland wil werk nie, en seker maak dat ons eiland skoon is, en die eiland wat langs my is nie skoon nie. Ek het in 2008 het ek 'n navorsing gedoen rondom waarom is Nyanga Township se moordsyfer die hoogste in die Weskaap. En ek het omtrent vir 16 maande het ek elke week Nyanga Township toe gery. Maar ek sal nooit vergeet nie, hierdie spesifieke Sondag toe ry ek Nyanga Township toe, en toe vind ek uit dat as die verkeer
skoon is of daar's minder verkeer op die paaie, dan vat dit vir my 13 minute vanaf my voorstoep na Nyanga Township toe. En ek besef eintlik dat hoe naby Nyanga Township aan my voorhuis is. So dit beteken dat wat in Nyanga Township gebeur, het 'n impak of kan 'n impak hê op my voorstoep. En die belangrike gedeelte van die verslag wat ek gesê het is dat ons kan nie Nyanga Township ignoreer binne in die Kaap en sê ek bly in my area, ek is heeltemal okay nie, want wat gebeur is behalwe dat dit baie naby aan mekaar is, beteken dit een van daai kriminele manne kan toeslaan binne in 13 minute binne in my huis en kan kom roof of wat ook al. En daarom is dit belangrik dat my area is net so belangrik soos Nyanga Township. Ek kan nie na die lughawe toe gaan as Nyanga Township die pad voor die lughawe toemaak nie. En ek dink dit is die denke wat ons moet begin te kry as 'n burgerlike samelewingsorganisasie is dat okay is, dan is ek okay. As jy nie okay is nie, dan is ek ook nie okay nie. En ek dink dit help nie net ons maak seker dat my eiland beveilig is nie. As ek kyk byvoorbeeld na hierdie konsep wat ons oor jare begin het oor gated gemeenskappe. Jy bly in hierdie plek wat fantastiese sekuriteit het, maar die oomblik as jy daai plek verlaat, dan word jy weer blootgestel. Die Engelse spreekwoord, so lekker Engelse spreekwoord, don't forget the forest for the trees. Moenie die woud, moenie die breër konteks gee nie. As een stelsel, en dit is wat die uitbreek van die Wuhan virus vir ons kom leer. Ons het gemeen, daai Wuhan virus is daar ver, ons gaan dit ignoreer. Dit is net in Wuhan, en as Wuhan toegemaak word, binne 'n maand se tydperk, en dit het een konsep vir my na vore gebring, is die interafhanklikheid. Wuhan is net so belangrik soos Bonteheuwel in die Kaap. Bonteheuwel is net so belangrik, en ons kyk nou met hierdie uitbreek van hierdie virus, wat nou in die Kaap, of hierdie variant wat nou in die Kaap het, nou skielik begin mense bewus raak van mense wat van die Kaap afkom. So die wêreld kan nie Wuhan ignoreer nie. Ons kan nie Belfast wil ignoreer nie. Ons kan nie gebeur wat in Nicaragua gebeur nie. Ons kan nie ignoreer. En dit is dieselfde denke wat ons moet hê, want ek is nog steeds van die oortuiging dat Joegoslawië het vir ons groot lesse kom leer. Is die oomblik wanneer ons net aan ons eie eilande kyk en net op ons eie fokus. Vir my is Khayelitsha net so belangrik soos Bonteheuwel. Vir my is Van der Byl Park net so belangrik soos Diepkloof so ons kan nie net op ons eie eilande werk nie. En daarom is dit belangrik dat die burgerlike samelewing, ons sal moet oor rasgrense moet ons beweeg, bronne moet ons begin te deel met mekaar, ons moet, as jy nie bronne deel nie, help ons met kapasiteit, help ons met infrastruktuur, help ons met kundigheid, help ons met tegnologie byvoorbeeld. En ek dink dit is wat moet gebeur, anders dan gaan ons hierdie ekonomiese stratifikasie, hierdie eiland lyk beter as die ander eiland wat langs aan jou is. En dit is die groot uitdaging wat die Weskaap het. Ek geniet dit altyd as ek dink aan wat die Weskaap sê. Die Weskaap sê dat ons is die beste presterende provinsie in terme van audit uitkomstes. As ek ver van die Weskaap af bly en daar is 'n florerende provinsie, dan sal ek my kinders wil stuur na dit waar daar 'n florerende provinsie is. Want ons het aan die infrastruktuur, ons is aan 'n florerende provinsie, en dit is die spanning wat op hierdie stadium veroorsaak word. En ek dink as burgerlike samelewing moet ons baie versigtig wees, want ons kan nie net een area verbeter en die ander area word verbeter nie. En wat vir my interessant is, as jy kyk na die burgerlike samelewingsorganisasies in Khayelitsha byvoorbeeld,
Ons het nou 3 weke gelede 'n versoek gekry van 'n burgerlike organisasie in Khayelitsha. Weet wat was hulle versoek geweest? Wil jy nie net vir ons die shack waaruit ons opereer se dak regmaak nie? Nou, hulle doen fantastiese werk. Hulle moet ondersteun word. Hulle vra nie R1 miljoen nie. Hulle vra 'n beter shack sodat hulle daai kan werk. 'n Goeie vriend van my is in Umfeleni. Hy het geïdentifiseer dat die area wat hy in werk is daar baie buiteskooljeugdiges en as hulle nie na gekyk word nie, dan raak hulle deel van hierdie kriminele netwerke. En sy versoek was 'n baie interessante versoek. Sy versoek was, kan ons hom help om 'n heining om sy shack te kry nie. Nou, as hy nie 'n intervensie het in Umfeleni nie, en as hy nie werk met daai buiteskooljeugdiges nie, dan beteken daai buiteskooljeugdiges, as hulle deel word van die kriminele netwerk, dan gaan hulle nie net probleme gee vir Umfeleni nie. Hulle gaan probleme gee vir die Kaap. Hulle gaan probleme gee vir die breër samelewing in die Weskaap. Hulle gaan betrokke raak by internasionale dwelmsyndikaate. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie sistemiese fokuspunte sal ons moet weier maak as die burgerlike samelewing, en ek dink ons sal beter koördinering in mekaar se bronne met ons begin te deel met mekaar. Dani, uit jou oogpunt uit, jy's al vir baie lank op verskillende vlakke by jou gemeenskap en oor gemeenskapsgrense. Ek bedoel, jy is by baie organisasies betrokke. Met die kundigheid wat jy het, die verhoudings wat jy het, wat is dit wat maak dat 'n brein aktivis soos Quinty sukkel om dieselfde soort geld en steun te kan kry as wat 'n Callie of 'n Dirk Herman sou kon kry vir 'n dorp hier in die noorde van die land? Ja, kan ek dit so stel? Nommer 1, ons het ook die organisasies waarin ek behoort het ook nie toegang tot fondse nie. Ons sukkel ook net om geld in die hande te kry. En ons is ook baie jaloers kyk na hoe flip hulle en Dirk hulle in solidariteit te werk gaan om hulle ontwikkelingsprojekte aan te pak en af te handel. Hulle befondsingsmodel is totaal anders van wat ons het nie eers 'n befondsingsmodel nie. Ons moet nog iewers begin en kyk waar ons geld in die hande kan kry en hoe ons onsself kan befonds, want jy kan nie altyd aangewese wees op buiteorganisasies om jou te befonds nie. Op 'n stadium sal jy na jouself moet kyk. So ons is basies min of meer in dieselfde bootjie as wat Quentin en sy organisasie is. Dis 'n tekort aan fondse en ek sê nog vir jou vandag iets. Sou ons toegang kon hê so solidariteit tot miljoene rande, sal ons die plek omkeer. Ons sal met dit wat ons tot ons beskikking het, sal ons net so baie en indien meer bereik as wat ander bereik nie, want ons ken ons gemeenskap. Ons weet van waar ons kom, ons weet wat die probleme, ons weet wat is die uitdagings in ons gemeenskap. En Quentin het daarna verwys. Jy sien, ons sit met 'n nalatenskap van apartheid, waaroor mense nie praat nie. En bang is baie keer om dit te noem, nê? Want dit het so 'n bietjie van 'n truksvye geword. Ons sit met 'n nalatenskap waaroor niemand wil praat nie. Ons dorpe lyk soos boereplase. Jy die opstel aan die een kant waar alles gebeur en dan daar agter die kop, daar jy die strooise. Gaan kyk hoe lyk dorpe in die Weskaap. Dit is presies net so gebou. En ek weet nie wanneer gaan jy 'n situasie bereik waar dorpsbeplanning of stadsbeplanning in die Weskaap, spesifiek in plattelandse dorpe, so gaan wees waar jy integrasie gaan sien van gemeenskappe. Dat hulle ophou om 'n gebied verder van die dorp af, van die sentrum van die dorp af te ontwikkel in plaas van dit nader bring. Ek ken net 2 dorpe in die Weskaap wat ek sien wat daai tipe poging aanwend of aangewend het. Die een is Lensburg. Weet jy wat as jy deur Lensburg gery het nie, sal jy sien, daar's 'n grootse poging om die 2 gemeenskappe
byeen te bring deur middel van hulle stads- en streeksbeplanning. Die ander dorp is Robertson. Die res van die dorpe lyk my volhou by hierdie stadsbeplanning wat daar gestel was deur apartheid, selfs hier in die stad ook. Daar is geen integrasie tussen gemeenskappe om het meer coherent te maak, om te wys ons bou aan 'n nuwe Suid-Afrika, sodat ons daai burgerlike samelewing waarvan jy praat, dat ons dit integrerend kan maak nie. So daar is 'n groot verpligting op ons almal om te kyk hoe kan ons hierdie groot verwydering wat daar is. Suid-Afrika sê hulle is die land waar die grootste verwydering is tussen die wat het en die wat nie het nie, tussen ryk en arm, en dit word by die dag groter. Watter poging kan ons aanwend van ons kant af om op 'n klein vlak te begin, baie klein skaal te begin, om plaaslik te begin en kyk hoe gaan ons hierdie uiteenlopende gemeenskappe by mekaar kry. Ek wil 'n voorbeeld noem, en jammer, ek moet nou die voorbeeld doen van in die parties regering, maar hulle het nog al 'n stelsel gehad waar hulle genoem het van verhoudingskomitees op daai stadium. Ek sien dit nou teen daai agtergrond. Verhoudingskomitees was gestig in elke dorp om te kyk hoe kan ons die bruin en die swart en die wit gemeenskappe by mekaar bring? Hoe kan ons praat oor kwessies wat ons almal raak? Nou, dit was moontlik nie so suksesvol nie, maar ek dink as ons dit sou aanpas of aanpak vandag op 'n ander vlak, deur te kyk kan ons verhoudings in ons gemeenskappe verbeter. Dat ons nie net verby mekaar loop in die winkelsentrum, mekaar daar 1-2 jaar sien en dink dat alle swart mense is maar net petroljoggies. Alle bruin mense is maar net tuinwerkers. Hoe gaan ons daai persepsie verander om te sê ek en jy is eintlik gelyk is? Die kwessie is net miskien of die uitdaging is daar, hoe kan ek of wat kan ons aanwend of watter fondse kan ons aanwend of dit wat ons het om byvoorbeeld te sorg dat die een gemeenskap nader aan die ander gemeenskap gaan beweeg, dat ons op een of ander wyse 'n grootse poging gaan aanpak om hierdie groot verwydering, nie net fisiese verwydering nie, maar ook op 'n ander basis ons by mekaar uit te bring en leer om met mekaar te praat. Ons moet leer om met mekaar te praat en glo op daai wyse sal ons seker maak dat ons die mense in Khayelitsha, die mense in Yanga of in Mitchells Plain, Bonteheuwel, Kuilsrivier, Sarepta, al die mense op een of ander stadium met mekaar kry om met mekaar te praat. Al sê ons dit vir mekaar, goeie dag by die petrolpomp. Sal ons moet begin. Ek dink dis 'n mooi droom. Jy weet, ons gaan met Kobai sê, want ek sien ons is nou al amper 'n uur in die gang. Dit is so lekker om met julle te gesels. Ek wil miskien moet ons maar vir Callie en Dirk en Flip vra om so 'n bietjie met julle te gesels, man. Hulle sê mos hulle is nie 'n rassistiese organisasie nie. Hulle staan vir die hele Suid-Afrika. Ek het nie 'n probleem met Callie en Dirk hulle nie, en Flip hulle nie. Inteendeel, ons is vriende, ons praat met mekaar. Ek sit hulle sommer nou half moedswillig op die spot spot ook sommer net 'n bietjie met hulle, want ek het al hierdie gesprekke ook met hulle gehad. Maar dit was baie lekker om met julle te gesels, Dani, Quentin, lekker om weer vir julle te sien. En een van die dae as ek weer in die Kaap, dan praat ons weer. Goed, dankie Isak. Jammer my foon het uitgesny, maar ons praat. Alles reg. Dankie Dani, dankie Quentin. Okay Quentin. Hi. Dankie Anke Dani. George.